Groot geword in die Elsies rivier. Wellington toe gegaan, gestudy by Huguenot College. Kom ek Stellenbosch toe, waar ek nou jeugleier is. So ons was onmiddellik in pleegsorg gesit. 'n lieflike vrou wat vir my regtig waar in die vrese van die Here groot gemaak het. Dit sal vir my niks baat om kwaad te wees vir my ma en my pa nie. Ek het die Here aangeneem op 'n baie jong ouderdom. Ons het 'n regte verhouding gehad en vandag moet ek by 'n hospitaalbed staan. Yes. Wat baie moeilik was. Ek was 'n verskriklike moeilike kind. Ek is trots op myself ook in 'n mate. Ek wil nie deel word van die statistiek van die dorpie. Van 'n jong ouderdom af wou ek baie graag teologie studie. As jy 'n goal het vir jouself, Yes. en jy hardloop towards daai, het jy mode uit om die Here in jou lewe te hê. Goeiemôre vriende en familie, hoop het gaan goed met julle. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ons het 'n vriend hier van my. Maar voor ek oor hom gaan gesels. Hierdie hele series vir June maand noem ons The Builders. En dit is jong mense wat deel vorm van jong mense en hulle is besig om iets te bou met jong mense wat op die einde van die dag hierdie fondasie wat hulle bou gaan vir generations tot generations gaan dit hou. So ek is baie excited vir die June maand want ek dink die jeug het 'n voice nodig en hulle het nodig om na iets vooruit te kan sien, met name 'n verwagting in hulle geskep word, iets wat vir hulle kan motivate, iets wat vir hulle kan drive. En dis hoekom ek hierdie spreker saam met my 'n journey gaan loop vir die maand van June om 'n bietjie net die youth te encourage. Hulle gaan deur baie dinge. Kom ons wees honest. En even ook hierdie mense wat langs aan my kom sit, hulle is ook deel van die jeug en hulle gaan deur goed. Maar hulle is die mense wat die lig sien. Hulle hardloop nie weg nie, hulle is nie bang nie. Ja. Hulle wys vir die jeug, jy kan dit doen man. So, without further ado, ek het vir Gershwin hierso, Pastor Gershwin. En net so 'n bietjie background man. Ek sê vanoggend myself, né? Soos ek nou sit, sê ek vir myself, ek moet vir jou props gee man. Ek weet nee, ek was op 'n fase van voor ek dit gaan beantwoord. Ek het myself gesien dat ek wil opgegee het op ons gemeenskap, kom ek wees honest. En jy bel my en jy sê ons moet meet by die Neelsie. Ja. Ek sal dit nooit vergeet nie. Augustus man. Dis 2 jaar terug. 2 jaar terug, ja. En ek sê vir myself, okay, laat ek maar gaan luister. En hy het iets in my en kom wakker maak waar dit weer hoop kan sien en waar ek hierdie pad met die jong mense nou loop man. Want ek het opgegee. Ek gaan honestly met jou wees, ek het opgegee. Ek het vir myself gesê, daar is nie meer hoopie want ons hoor dit en ons hoor daai en ek sien nie eens meer kans vir Kloeties Willie man. Dit is net divine intervention hoe die Vader gewerk het net om daai eagerness in my wakker te kom maak. So daarvoor wil ek vir jou kom onder vandag man dat jy geluister het op die Vader se stem. En dat jy nie 2 keer gedink het, man, ag, hoe gaan hierdie persoon dit nou ontvang en wat gaan hy dink? Nee, kom ons gee die boodskappe in en dit kom gepaard met gehoorsaamheid. So ja, Gus, dankie vir daai man en welkom by Wisdom of Solomon man. Baie dankie. Julle, hierdie ou is, ek sê altyd man, ek begin altyd met segment om te sê dat hierdie mense is besig. Maar hierdie man is regtig besig en hy het soos ek weet of julle al gesien het hoe 'n brandweerman, right, as hy nou moet gaan rescue. En hy kom met 'n 24-hour shift. En die persoon is in gevaar en hy dink jy aan hoeveel ure hy nou ingesit het om vir homself te sê, nee, ek gaan nou oppak man, ek is nou moeg en dit moet dan gebeur. Nee, daar's 'n trots in 'n brandweerpersoon. Yes, definitief. Om te save. Definitief. Nou meer hoe hulle wat hulle deurgemaak het en daai 24-hour shift wat hulle deurgegaan het, hulle bly op hulle mandaat. En daarvoor wil ek ook vir jou dankie sê dat jy nie gedink het om ek het nie nou as ek is moeg, ek gaan weer op 'n ander tyd gaan ek weer krag hê, ek is miskien mentally as ek gedrein, maar nee, ek is hier vandag. So dankie man Gus. So without further ado, ek weet jy wil gaan rus.
Saterdag. Yes. Gus, ek ken jou tot op 'n mate, right? Dis mense wat na hierdie video gaan kyk, wat nou 'n stem gaan luister, wat gaan dink, wie is hierdie jong man? Pragtige jong man. Ons nog nooit van hom gehoor nie. Dalk het iemand van hom gepraat, dalk het ons eers op social media van hom iets gesien. Maar wie is Gus? Kom ons kom agter die kap van die bil. Wie is hierdie man? Oké, eerstens, Marshall, baie dankie. Baie dankie vir die voorreg wat jy my gee om hier te wees. As ek kyk na jou podcast en die verskillende mense wat jy op jou stoel laat sit, kan ek sien dat dit doen iets aan die gemeenskap en miskien lyk dit nie so nie, miskien is dit klein, maar daar's regtig mense wat inspirasie vind deur dit wat uitkom. So baie dankie en hou daarmee aan, hou daarmee vol. Gershwin, wel, ek sal altyd sê ek is maar 'n gewone ou, 'n gewone mens, gebore in die Elsies. Okay. Groot geword in die Elsies rivier tot op 'n mate, sekere ouderdom. En toe verhuis ons Loetsville toe. Ook 'n klein dorpie in die Weskus. En daar skoolloopbaan klaar gemaak en ook toe nou besluit ek gaan nou studeer. Ja. So ek het Wellington toe gegaan, gestudie by Huguenot College. En daar betrokke gewees in die gemeenskap ook in Wellington en daar waar ek gesurf het. En toe kom ek Stellenbosch toe, waar ek nou jeugleier is en studie by Maties. En ook 'n paar weke gelede ordained as a pastor in die AGS kerk. So dit is wie ek is in 'n neutedop. Ja. Baie lief vir die Here, baie lief vir jong mense, baie lief vir sy werk, baie lief vir sy kerk. Want ek glo God het ons elkeen geroep. Yes. Vir 'n spesifieke doel en om daarin te leef en daardeur te leef is vir my belangrik en dit is wat ek doen. En dit maak my Gershwin. Daar sê man. Dit maak vir wie ek is. Nee, nice man. Luister hierso. Ek wil sommer met die deur in die huis inval. Jy mense van jy is in Elsies gebore. Jy skiet toe deur Loetsville toe. What happened? Hoekom van Elsies, as ek nou die dynamics kyk. Elsies River, Loetsville is wêreldwyd verskillend. Ja. So my pa was het in Elsies gebly. Okay. So my maale ook. En toe moes ons trek. Soos jy weet mos Elsies is 'n rowwe plek. Ja. My ma en my pa het 'n bietjie besigheid daar gedoen. En toe moes ons, ek en my suster en my broer moes toe na my ma se suster toe gaan. So ons was onmiddellik in pleegsorg gesit. So ek was vir pleegsorg vir die res van my lewe daarna. Nie regtig 'n verhouding gehad met my pa nie. Ook nie regtig met my ma nie, maar dinge het toe beter geword. Dat ek nou 'n baie lieflike verhouding met my ma het. Pa is ongelukkig afgesterf 'n paar jaar gelede. Maar ja, dit is waar die shift gekom het vanaf Elsies rivier tot in Loetsville. Jy mense van Elsies rivier het daar gebly. Jy gaan in pleegsorg gaan. Elsies, hoeveel jaar oud was jy wat jy van Elsies na ek was, as ek kan onthou wat vir my gesê was, ek was 6 jaar oud. Okay. 6 jaar oud was ek, ja, toe ek Loetsville toe. Bly my ouers vir hierdie, het jy ek wil die haat gebruik, die haat is baie groot woord. Het jy met daai verwrok groot opgeword dat jy dalk bietjie na jou maale kyk en dink, ja, maar julle worry nie, julle het nie geworry met my nie en hoekom het hulle daai besluit? Daai sens van 'n bietjie regret wat daar ingekom het. Kyk, Marshall, ek dink vir my persoonlik was dit was vir my baie moeilik. Kyk, in die begin het ek nie regtig verstaan nie. Soos ek is klein, ek het nie verstaan. En
ek het groot geword soos ek gesê het by my ma se suster. 'n lieflike vrou wat vir my regtig waar in die vrese van die Here groot gemaak het en dit is waar en dit is een van die redes hoekom ek besluit het om regtig waar te strewe na volmaaktheid om te probeer om goed te doen en in die regte rigting in te beweeg. Because dit sal jou niks baat om jou en dit is wat ek vir myself gesê het. Okay. Het sal vir my niks baat om kwaad te wees vir my ma en my pa nie. Het sal my niks baat om 'n tipe wrok te bou op dit wat hulle gedoen het nie. Of die feit dat hulle nie kon na hulle kinders kyk nie. Ek het die Here aangeneem op 'n baie jong ouderdom. 14 toe ek die Here aangeneem. En van daar af moes die Here met my werk. Wat ek gedink het, Here, ek wil kwaad wees. Ek wil skree van hoekom, waarom. Maar God het 'n hele ander manier van dinge doen en hy het net vir my rustig gemaak, kalm gemaak en soos ek sê, op hierdie stadium het ek die beste verhouding met my ma. En ek het probeer verstaan hoekom sekere goed gebeur het. Ek het probeer verstaan because I had to forgive myself and I had to forgive them op die einde van die dag. Yes. Dit was moeilik, het was nie maklik nie. My pa, net vir interessantheid, hy het siek begin word. En op 'n stadium het ek Elsies toe gegaan en toe ek daar kom toe sy in die hospitaal. En nog baie jonk. Ek dink ek was 15 of 16. En ek gaan toe hospitaal toe en ek vra vir hom, kan ek vir hom bid? En ek bid vir hom. Ek bid vir hom. Met alle tipe emosies wat ek beleef en ervaar, want kyk nou, ons het nie regtig 'n verhouding gehad en vandag moet ek by 'n hospitaalbed staan. Yes. Wat baie moeilik was, maar toe ek vir hom klaar bid en ek gaan huis toe ek by die huis kom, die volgende dag in Loetswil kom, toe Biali Hospitaal, die aand, die Biali Hospitaal, neem my uit afgestel. Ja. So ek het nog 'n geleentheid en 'n kans gehad om vir die laaste paar ure saam met hom te bid en met hom te gesels. En dit het my geshape. That shaped me. Dit het my geestelik geshape en emosioneel het dit my geshape. Because as ek daai Goliat kon verslaan, dan is het smooth sailing van nou af. Yes, Dat is smooth sailing. Wil jy, dink jy, jou persepsie, né, jou opinie, as jy nie die skuif Loetswil toe gemaak het nie, op hy 14-jarige ouderdom, sal jy nog steeds so easy die Here aangeneem het as jou saligmaker? Ja, is 'n moeilike vraag. En ek dink, ek het al daaroor gedink. Ek het al baie keer daaroor gedink. Ek dink nie dit sou so maklik wees nie. Okay. Glad nie. Die environment waarin ons was, was van so 'n aard dat of jy raak deel van, of jy steeg heeltemal uit. Yes. As ek kyk na baie vriende wat ek geken het, wat daar gebly het, en neefs en so, wat oorlede is. Hulle is dood, geskiet, of hulle was deel van 'n gang, of iets het gebeur met hulle. En ek sê vir myself, en ek is dankbaar vir die Here. Want as ek nog langer daar gebly het, ek het vir myself gesê, of ek was by die tyd dood, of ek was deel van 'n gang of deel van die statistiek van dinge doen. So ek dink definitief ek sou deel wees van iets. Sure. Want die environment, soos ek sê, dit is baie toksiek. Verseker. En dis nie dat jy neerkyk, Yes, ja, dis die realiteit. Dit is die realiteit. Jy's in Loetswil by jou auntie. Yes. En Weskus dorpie. Jy is in pleegsorg
Het jy 'n tawwe tyd vir jou auntie gegee? Ja. Ek dink sê dit einde laas maand was die ordinering in Loetswil Yes. en sy het dit toe nou genoem. Ek was 'n verskriklike moeilike kind. Sy moes heeltyd skool toe gaan. Want ek het die onderwysers het ek opdraande gegee. Ek was 'n woelige, gruwelike jong man. Maar om eerlik te wees, jy word groot gemaak in die vrese van die Here en dit is een ding wat ek kan sê met trots. Jy's constantly in die kerk en ek was in die Sondagskool en ek het jeug geloop en ek was jeugleier in Loetswil vir 4 jaar. Maar jy's jonk ook in die proses en baie dinge gebeur intussen en jy wil inpas en jy wil deel wees en bla bla bla. Maar ja, ek was moeilik. Maar ek was ook baie gou weer teruggebring. Na die orde. Ek was baie gou teruggebring na die orde. Weer die Eysterrand manier van groot word. Werk dit nog in vandag se lewe? Kyk, Marshall, vir my het dit gewerk. Yes, okay. Definitief, vir my het dit gewerk. Ek was 'n handvol soos ek sê. So dat dit vir my gewerk. Wat ek glo ook, elke ouer het 'n manier hoe hulle kinders grootmaak en their style differ from another parent's style. For sure. En ek dink in daai ouers se mind en based op ervaring, is die manier hoe hy of sy die kind grootmaak is die beste manier. Ja. Wat hulle dink dit is. So ek glo my Titi en ek ons noem vir haar Titi, het vir my groot gemaak soos sy gedink het dis reg en hoe sy dit moet doen. Yes. En dit het my gebring tot waar ek vandag is. Ten spyte van uitdagings het dit my gebrei en my gehelp om te wees wie ek vandag is. En ek is trots op haar. Ek is trots op myself ook in 'n mate. Dat ek nie gederail het ten spyte van obstacles en so voort. Waar is jou suster? Sy is huidiglik, my suster en my broer is huidiglik in Loetswil. Ja. Hulle albei werk. Nice, okay. Ja, so Hulle gaan aan. Ja, nee, hulle. Is hulle nog by Nee, hulle is ouer. Ek is die babietjie. Oh. Nee, ek is die babietjie. Okay. Ek is die babietjie. My suster is die oudste, my broer is in die middel en ek is die babietjie. Uit Loetswil uit Wellington toe. Ja. Study. Ja. Daai was 'n aanpassing. Baie groot een. Hoe is daai journey toe vir jou gewees? Kyk, toe ek het vir myself gesê, Marshall, ek wil nie deel word van die statistiek van die dorpie. Dis nou van Loetswil. Okay. En jy my mooi verstaan, ek kyk oor niemand nie. Maar ek het vir myself gesê, ek wil nie deel word van die statistiek van die dorp nie, want as baie van ons jong mense, as hulle klaar is met skool, of hulle maak nie regtig klaar met skool nie, dan is dit of plaas toe, of is myn toe, Yes. of is by die omliggende dorpies waar hulle werk en winkels en so. En ek het vir myself gesê, ek wil nie deel wees van die statistiek. Ek het al van 'n jong ouderdom af, wou ek baie graag teologie studie. Okay. En ek het nie eers geweet wat dit is nie. Ek gedink jy gaan staan net agter die preekstoel en preek vir die mense. Nou die kerk waarin ek behoort, jy moet 'n teologiese graad hê. Om dan ordyn te word en dan om 'n pastoor te word van 'n kerk of van die kerk in geheel. En ek het my journey begin 2019 met teologiese studies by Huguenot College. Wonderlike environment, 'n wonderlike tyd, 'n wonderlike plek. Rustige plek. Dit is nie regtig so, is nie jou tipiese Stellenbosch. Ja. As 'n rustige tipe plaasdorp.
En daar het ek baie geleer. Ek het 'n jaar daar gestudie, teologie en ministry. Ja, dat ek toe nou opgeëindig het hierso. Jy sê jy wil nie deel is van die statistieke van, ons praat nou van Loetsville, Ja, right? ja. Let's call a spade a spade. Wat maak vir jou different van die span wat huidiglik in Loetsville is? Hoe het jy dan die persepsie gekom dat ek wil hier deel van? Ja. Want ek bedoel, hoekom maak almal dan nie daai call nie? Kyk, is moeilik, Marshall. Is regtig, as jy 'n goal het vir jouself Yes. en jy hardloop towards daai. Ek het vir my sekere doelwitte uitgesit. Ja. En ek het vir myself gesê, Gershwin, dit gaan harde werk verg. Want jammer, 'n college of 'n universiteit gaan nie vir jou vat met net 50% nie. Dankie. You need to work hard. Yes. En ek moes daai shift maak. Ek moes daai shift op my eie maak en vir my sê, Gershwin, you need to work hard. Jy het nodig om hard te werk om op die einde van die dag te kom waar jy wil wees en ook te kom waar die Here wil hê jy moet wees. Want op die einde van die dag, jy kan kom waar jy wil wees, maar dat is nie die plek waar die Here wil hê jy moet wees nie. Dankie. En dan verongeluk jy jouself en jy verongeluk die mense rondom jou. Aha. Want jy is in 'n spasie waar jy nie veronderstel is om te wees nie. Yes. So ek moes op die einde van die dag die kop skuif maak. En dit is wat baie jong mense lack to do. Hulle wil nie uit daai environment uitkom nie. Ons raak gewoond aan die gemaksone. Jy raak gemaklik in jou environment of waar jy is, want jy sien rondom jou almal is draak my nie agtig. Almal of my familie rondom my support my nie so lekker nie. Yes. Of my vriende het die klas skool gemaak, so hoekom moet ek die skool klaar maak? Yes. So dit wat gebeur rondom jou kan soms die rede wees hoekom mense terugstaan of hoekom jong mense terugstaan. Hulle is vreesagtend vir die unknown. Vir my in die begin was dit was vir my 'n aanpassing, ek was bang. Yes. Maar ek moes my voete in die water sit. Ek moes, soos Petrus sê, Here, ek gaan nou kom. En dan die hardste van alles, en dit is wat ek gisteraand met die jong mense gedoen, maar die hardste van alles is God allow you to come. Yes. Maar soms is die winde en die goede wat rondom jou aangaan, jou environment, jou omstandighede, dit laat jou sing. Yes. Want jy sien, okay, jy is nou besig om iets te doen wat iemand agter jou nog nooit gedoen het. Aha. Sien. Jo. Jy is besig om 'n generasievloek te breek Yes. wat niemand gewaag het om te breek nie. So dit gaan moeilik wees. Aha. So dit is 'n amulet. Luister, jy 4 jaar, jy is toe by die jeugleier daarso. En jy het gedeel met mense van different omstandighede. Het jy daar 'n boodskap? Het mag nou klink soos 'n klise. Ja. Het jy daar 'n boodskap vir 'n jong man of 'n jong dame wat daar by die huis sit? Wat ook pleegouers het nou en wat geconfine voel in hy spasie wat hulle is, want my ma doen daai of my auntie doen daai of my ouma doen daai en ek moet ook maar deur hy greep gaan. Watter guidance is daar vir hulle om hy tree te gee soos Petrus hy tree gegee het? Soos 2 punte. Ja. Asseblief. Baie dankie vir die vraag, Marshall. En ek glo dat whoever jong mens hierna sal kyk of hierna kyk, gaan op 'n plek kom waar jy vir jouself sê, en dit is wat ek vir myself gesê het. Okay. Ek sal breek deur my obstacles. Okay. Ek sal deurbreek deur my obstacles. Because in hierdie lewe is daar obstacles. Verseker. Het maak nie saak wat die geval mag wees, Ja. maar daar is obstacles. Maar dit hang van my af, dit hang van jou af om daai kop skuif te maak om te sê, ek breek hierdeur. Yes. Want op die einde van die dag kan ek 'n baken van hoop wees
vir die persoon langs my. Dankie. Ek kan 'n baken van hoop wees vir 'n jong mens in my community wat miskien dink daar is nie 'n rolmodel waarop ek kan kyk nie. Daar's soveel jong mense wat in ons gemeenskap wag vir iemand om te arise en te shine uit omstand sodat daai persoon kan sien, nee man, is nie so moeilik nie. Sodat daai persoon kan sien maar ons kom met dieselfde community uit. Dankie. Ons deel met dieselfde goed in ons community. As jy dit kon doen, dan kan ek dit ook doen. As jy kon uitstyg, as jy kon 'n beter lewe maak, dan kan ek dit mos ook doen. Yes. En daai persoon gaan dan driven wees en vir homself sê of vir haarself sê, nee maar as jy dit kan doen, Ja. dan kan ek dit ook doen. Yes. En ek gaan na deur gaan. So daai het julle dis breek deur. Yes, Dis die breek woord. deur. Breek deur. Daai is die belangrikste. Kus, ek gaan weer terugvat. Ons gaan weer terug toe Loetswil, toe 14-jarige ouderdom jy neem die vader aan as jou saligmaker. Why is it so difficult? Maybe is ek verkeerd. Ja. Right? For young people to make that choice. Ja, Marshall, ek het gisteraand met die jong mense gepraat, by die jeug. En ek het gesê, en ek dink dit is safe om dit te sê, is uit die mode uit om met die Here in jou lewe te hê. Is lank uit die mode uit. Is uit die mode uit. Vir die eenvoudigste rede, daar's soveel benefits vir jou as 'n kind van Jesus. Yes. In Jesus. Daar's soveel benefits. Yes. Jy kan soveel goed oorkom met die hulp van die Here. Die probleem wat ons het as jong mense, we want to figure the things out ourselves first. Dankie. Ons wil eers die ding uitfigure en kyk hoe ons dit kan oplos. En as ek sien nee, maar ek kan nie die ding nou oplos nie, dan gaan ek dan gaan hulle kom uit. Yes. Die spaarwieletjie. Dan gaan hulle kom uit. Maar ek wil eers self probeer uitfigure sodat ek kan sê as ek die ding reg gekry het, nee maar dis deur my wat ek dit gemaak het. Yes. Maar dis nie deur jouself nie. Jy sal dit nooit deur jouself kan maak nie. You need God. Yes. You need to have a relationship with God. Sodat dinge met jou kan goed gaan. Sodat jy kan geestelik en sowel as tydelik kan floreer op hierdie pad. So ek dink soos ek sê is uit die mode uit om met die Here te dien. Hoe maak ons dan wat peers is, right? Wat weet wat 'n benefits dit vir die jong mense inhou. Wat maak ons om vir hulle daai lightbulb aan te switch? Wat is dat? Ek sal sê maar sal be a voice. Be a voice. Because ons kan met dit sit. Yes. En niks doen nie. Dan sal ons so jong mense dit nie weet nie. Maar die moment as jy dit weet en jy maak jou mond oop en jy praat daaroor en jy moedig jong mense aan en jy neem 'n jong man of 'n jong dogter aan as 'n mentor, dan kan soveel dinge gebeur. Because nou is ek nie stil nie. Ek bly nie stil. As ek moet teruggaan, toe ek in Loetswil, ek was in Loetswil 4 jaar jeugleier en ek het Wellington toe gekom en ek was vir daai jare jeugleier. Okay. In Wellington. In Wellington, Okay. Die AGS Kerk Wellington. Ek het Stellenbosch toe gekom en ek is nog die jeugleier nou vir 3 jaar, amper 4 jaar die jeugleier. So vir die afgelope paar jaar het ek nooit gaan terugsit. En met die God-given talent wat ek glo God vir my gegee het. Ek het nie daarmee gaan sit nie. Ek het vir die Here gesê, Here, alles het ook net een jong mens. Wat die dag wanneer ek uit 'n dorp uitstap, dan moet hy een jong mens kan sê waarlik waar die Here deur my gewerk. Ek is 'n veranderde jong man, ek is 'n veranderde jong dogter. En dit is wat ons moet sien. Ons lewe in 'n bose tyd. Ons lewe in tye waar mense vir hulle self is. Yes. Ons lewe in 'n selfsugtige tyd van lewe. Waar ek doen my ding, jy doen jou ding en ons doen dit aparte ways. Ja. Waar God ons geroep het om regtig waar daar te wees vir mekaar. Om mekaar te help, om mekaar te ondersteun, om mekaar te help en te sê, okay, as ek gaan jou nou optel. Ek gaan jou nou help. Yes. So ek dink be a voice so that young people can see.
Jy mense van, jy kom uit die Lutsville, Wellington, jy's in Stellenbosch. Hoe lank is jy nou in hierdie twee, Wellington, Stellenbosch? Ek het 2021 Stellenbosch toe gekom, so van 2021 tot nou. 15 jaar? Nee, 24 jaar. 24 jaar. Lutsville, hierdie kant toe, City Lights. Ja. Hoe het jou sedatief op manier? Kijk, het was moeilijk in het begin, Yes. want Stellenbosch is vinnig. Daar sê. Stellenbosch is vinnig. Ik kom van een plaatsdorpje Ja, af. So, ja. Die winkels maken 4 uur, 5 uur toe in die dag. Al ding wat nog oop gaan wees is die nakas en die garages. So, is een klein dorpje en alles gebeur opzetten. Yes. Toen ik naar Wellington toe gaan, toen zit maar typisch dieselfde. Maar toen ik naar Stellenbosch toe kom, toen zit dus alles is vinnig. En dingen. Ik moest proberen adapt. Het was moeilijk. Het was verschrikkelijk moeilijk. Toen ik hier kom, toen ik eerst gebleven in Ides Valley. Ik heb eerst daar gebleven. En toen COVID moest gestrijkt. Yes. En na COVID toen ik gaan blijven in Jamestown. Oké. Voor een tijd. Ik denk is voor een jaar. Jammer. En toen, daarvan heb ik gaan blijven op kosthuis. So, ik heb voor 3 jaar op kosthuis gebleven. En het was wonderlijk. Het was een wonderlijke ervaring. Maar jij moest op het einde van... Ik moest op het einde van die dag vlug naar die huis van die Here. Dat was mijn enigste behoudenis, om het zo te stellen. Okay. Dus dinsdag aan is ik zeker ik is in die bid hier. Vrijdag aan is ik zeker ik is in die jeugd. Ja? Ik is donderdag aan is ik in die worship team, bij die oefening. Zondagochtend is in die kerk. En dat heeft mij saint gehouden. Dat heeft voor mij gehouden bij Jezus. Rechtig, want je kan zo vinnig kort apraken in die bedrijvigheid van Stellenbosch. Dat je zomaar deel wordt van hoe dingen gedaan worden. En ik heb voor mezelf gezegd, nee man. En ik heb bezig geraakt met die jonge mensen en ik heb het net geniet. Of ik geniet het nog altijd. Sê. Ja. Theologie, jy sê jy daai visie gehad of daai droom gehad van baie jong ouderdom af. Jy het dit self eens geweet waar dit is. En jy het al van 'n jong ouderdom af, daai fondasies was dit gebou om Jesus is net Jesus. I can't do anything without Jesus. Jy is in Stellenbosch, jy settle in. Ek wil vir jou vra. As iemand in Lutsville is wat voel dat ek het goeie punte, maar daar is die finansiële hele support om te swat. Watter guidelines is daar vir ons jong mense dat hulle kan uitreik na hierdie persoon toe, uitreik na daardie persoon toe, gaan search op daai website, los 'n bietjie social media en gaan doen 'n bietjie research. Wat is daar van hier sit jy sê dit was nie maklik. Ek neem aan een van die obstacles soos jy gemention het was finances. Ja, definitief. Hoe kry mens hierdie bol aan die go? Ja, het is moeilijk. Ja? Wat is doable? Ja, nee, definitief. En ik denk als daar jong mensen is wat vandaag van mij horen, vat het van iemand af wat rechtig waar gesukkel het financieel. Goeie. So, toen ik hier toe gaan, heb ik gegaan met niks. Sure. Ik heb gegaan met niks geld. Ik heb begin bij Huguenot College om te studeren daar. En ik kan het zeggen zonder vrees voor enige teespraak. Ik heb dat jaar klaargemaakt. Ja? Nee. Ik heb 1 keer geld uitgegeven voor Huguenot College in die weer. Allerlei geld was gedekt en betaald. Ik heb Stellenbosch toegekomen, mijn eerste jaar van studie. En nou, het was voor mij nog een aanpassing om aanzoek te doen voor NASFA's en beurzen en bla bla bla. So dat was voor mij moeilijk. So die eerste jaar heb ik geen sinds een beurs gehad. Maar ik heb gestudie. Yes. Die next jaar toen ik moet
register, toe sê hulle vir my nie, maar ek kan nie register nie, kos daar's geld. Ja. En dit het vir my gekos om regtig waar te lê voor die aangesig van die Here, kos ek het vir die Here gesê, Here, eet my hier. U moet voorsien. Yes. U moet kyk na my. En eventually na soveel back and forth in die kantore van die mense wat mos nou jou kan help. Ja. Back and forth het ek toe eventually geregister en ek het aansoek gedoen vir NSFAS, mind you, ek het aansoek gedoen op die universiteit vir NSFAS. En na het hulle toe nou vir my vir die 3 jaar toe gehelp. Yes. Vir my undergrad. Marshall, daar is definitief hulp. Daar is help. Daar's beurse, verskillende tipe beurse wat ons kinders wat minder bevoorreg is, Dankie. te kan help. Al wat ons jong mense moet doen is jy het nodig om te krap, jy het nodig om te gaan soek, jy het nodig om te vra. Kyk, die ding gaan nie net na jou aan toe kom loop nie. Jy moet moeite maak, jy moet, soos ek sê, die eerste tree gee, jy moet jou voet in die water sit, want niks gaan gebeur as jy stil sit. Okay, ek wil gaan study, jy sê miskien ek wil gaan study, jy sê miskien ek wil dit doen, maar die ding gaan nie net sommer gebeur nie. Yes. Jy het nodig om die leap of faith te vat en te sê, okay, ek gaan nou aansoek doen. Ek gaan nou dit probeer, ek gaan daai probeer. En vra om hulp. Kyk, ons kan soms so trots wees. Dankie. Dat ons, nee man, ek gaan nie hulp vra. Yes. Is nodig om hulp te vra, want daar is soveel mense daar buite wat jou kan help. Dankie. En wat wil help. En betroubare mense. So ek sal vir 'n jong mens sê, kry vir jou iemand betroubaar. Kry vir jou iemand wat jy weet wat jou sal help en wat wil help. En so, ja. So, daar is iets nie van, jy is by Stellenbosch, jy is swat hierso, jy is op die race, en jy kom agter die lifestyle, baie jong as 'n pastor. Ja. Jy is nou, laas vorige week is jy geordyn, so daai honeymoon phase is ons nog in die go. Ja, definitief. Luister hierso, pastorship word, ek gaan honestly wees, word gesien as die ewel op buite. As baie negativity rondom pastorship en veral in 'n church setup. Jou kop is reg aangeskroef. Het hy dalk by jou opgekom en te sê, ja, jong, nee, ek smaak nie meer vir die besigheid nie. Nee, definitief. Nee, definitief. Kyk, Marshall, is nie maklik om jong te wees en in ministry te staan nie. Yes. Because jy deel met soveel goed van jou eie. Dankie. En dan moet jy deel met die kinders van die Here ook. Ek het op 'n stadium gaan, 'n vriend van my was geordyn 2-4 weke voor my. En ek noem dit by sy ordination, ek sê, toe die Here vir Moses roep in Exodus, het Moses nooit geweet dat hy gaan in Numbers vir die Here sê, kom haal my man nie. Of vir die Here gevra, maar het ek geboorte gegee aan hierdie mense. Yes. Hy het nooit geweet hy gaan op daai plek kom waar hy wat liewerste wou doodgaan nadat God hom geroep het. Because God didn't warn him about the people. God het hom gewaarsku oor die enemy. Maar God het hom nie gewaarsku oor wat hy gaan deurmaak met die kinders van die Here nie. So dis maar 'n moeilike saak, maar wat ek myself berisp daarin. Die woord van die Here sê ook, en Dawid het homself in die Here versterk. So vir my is dit belangrik dat jy jouself moet versterk in die Here. Ten spyte van jou obstacles, ten spyte van al hierdie noises en politiek en allerlei goed, het jy nodig om gefokus te bly. Ja. Because jy's mos nie gewink nie. En dit is wat ek vir myself, jy as kind van die Here is nie gewink nie. Jy's geroep van die Here. En ja, daar's klomp goed oor to be a pastor en negativity. Yes. Maar wat ek kan sê is,
ons is net mens. Ons is net mens, net soos wat 'n gewone persoon 'n mens is, wat miskien nou net 'n kerkloper is, net so ook as hy man wat daar bo staan, of die vrou wat agter die preekstoel staan, maar ook net 'n mens. Ons val elke dag. Ons maak foute elke dag. Maar God is gracious. Hy's genadig om almal te red en almal te help en almal te ondersteun. Want die woord van die Here sê hy laat kom die son op vir die gelowige en die ongelowige. So daar's geen verskil tussen 'n pastoor en 'n gewone broer of 'n gewone suster. Ons almal is een in Christus. En as God na ons kyk, kyk God na ons met een lyn en een streep deur word getrek. So ja. Gus, Kloetiswil, jy is nou vir 'n hele tydjie hier so. Ja. En jy het Elsies, jy het Loetswil, jy het Wellington, Jamestown, so jy het 'n bietjie van alles. Ja. Hier is in Kloetiswil, different ball game. Heeltemal. Jy mense jy het eendag ek gaan dit uitgooi man. Jy mense hoe jy gebaklei het. Maar die van die universiteit af kom en hier kom hierdie jong manne. Dis 'n saak hoor. Ek gaan gooi wonde opkrap. Mense dink you've got it all going for you. Ja. Hier stap jy van die joene af as ek reg is? Ja. Wat gebeur toe daai dag? Ja, ek het van die universiteit af gekom baie moeg want die dag was lank. Het was sê maar so hier amper so pas toe daai tyd. En ek het vir myself gesê, okay, ek gaan nou nie taxi vat nie want ek is nie regtig gewoon taxi vat. Okay. En ek het gestap en ek kom toe nou by die roebord daaronder By Tenentville. En daar's 3 jong manne wat nou toe nou spring oor die parkie. Ja. Oor die hek gespring. En ek dink toe nou, ek gaan nou niks hiervan dink nie, maar ek stap. En ek loop met my sling, met my laptop in die sak. Ja. En ek loop toe nou. En toe ek nou die draai wil vat om in die straat te gaan waar ek bly. Yes. Op die hoek daar by Suster Cookie. Ja. Kom hy een en hy gryp my sak en hy sê vir my, jy gee jou sak. Ja. En hy haal 'n mes uit en ek sê vir myself op hy stadium, weet julle, ek is nou so moeg. Ja. En ek het nou nie lus vir die nie. Yes. Maar ek ruk my los en ek wil toe nog gaan want ek raak toe so kwaad. En ek sê vir myself, die ou Gershon gaan nou na vore kom. Ek is mos van Elsies man. Yes. Ek is mos van die Elsies. So ek gaan nou na vore kom. En hulle sien toe nou, maar ek staan nie terug nie. Want hulle wil toe nou die sak ruk en hulle wil toe nou steek en ek staan nie terug nie, ek gaan vir hulle. En hulle hardloop toe nou terug en ek sê vir myself, Here, julle is 3. Ja. Julle het 'n lelike mes by julle. Julle kon nou vir my geoverpower baie gou. Maar daarna het ek net besef dat die hand van die Here was oor my lewe daai tyd, want ek dink aan net so gou verander het. En so daarvan af was dit vir my baie moeilik want ek wou toe ook nou nie meer alleen loop nie. Ek wou toe nou nie meer so dit was 'n traumatiese ervaring toe ek nou stil sit en ek moet nou dink, joh, wat kon nou regtig gebeur het? So toe sê ek vir myself, die hand van die Here is regtig oor my lewe. En die sê ding van alles is, dis die realiteit in ons gemeenskap. Dis die realiteit in ons gemeenskap en ons het soveel kerkleiers in ons gemeenskap. En daar's van hulle wat vocal is oor wat aangaan. Ja, en I give them that. Maar die probleem is wat ek ondervind het veral in ons gemeenskap is ons wil nie op 'n plek kom waar ons saam staan nie. En saam die ding aanpak en sê maar we come against this evil thing that wants to pop up. Wat ons jong mense se lewens verwoes. Wat regtig waar mense demotiveer om te bly so. Sien want mense gaan sommer nou trek. Yes. Want is onveilig.
En is nie nodig om so te wees. Exactly. Is nie veronderstel om so te wees. Ons moet in 'n vry en 'n oop omgewing woon waar jy kan vrylik loop, waar jy kan regte waar weet jy's veilig. Sure. So ja, dit was 'n moeilike ervaring, maar ek het dit oorkom. Ja, Met die hulp jy van sit die nog Here. hier vandag. Nee, maar, Gus, dink jy, ek wil jy myself contradict nie. Ja. Dat jy is in kerk setup, dink jy dat jong mense word vandag die opportunity gegee om vir hulle te express in 'n kerk setup? weet jy Marcel, ek het gisteroggend het ek 'n meeting met 'n jong man van Every Nation. En ons gesels hieroor. So dis baie dankie vir die vraag. Ongelukkig in jou meer konservatiewe denominasies is dit moeilik Okay. vir jong mense om hulle self te express of hulle self te wees. Dan kry jy jou meer, ek wil nou nie die woord relaxed noem nie, maar jy kry jou kerke soos die mega churches soos jou The Bay en Sofa en die gemeentes in Hillsong. Yes. Waar as jy in hulle gemeentes instap op 'n Sondag, dan is 90% jong mense. Aha. Hoekom? Yes. Want die platform word oopgemaak vir ons jong mense daar. Jong mense kry geleenthede. Jong mense kan hulle self wees in die teenwoordigheid van die Here. Hulle kan hulle self express in die teenwoordigheid van die Here. Daar's geen limit, jy word nie gelimit om jouself te wees nie. Waar jy in jou konservatiewe gemeentes is, dit is hoe ons dit doen en dit is hoe dit gaan gedoen gaan word. Ons doen dit nou vir die afgelope 50 jaar so, so ons gaan dit heeltyd so doen. En jy skrik jong mense af. Jy stuur eintlik jong mense uit om te gaan na 'n meer hoe kan ek sê adult-free congregation. Because in jou meer konservatiewe gemeentes is dit nie so jong mens vry vir jong mense nie. Ja. Sure. Ek gaan nou vir jou, het gaan nou baie snaaks klink. Jy is daar in daai setup nou. Jy is geordyn. As jy die opportunity gegee word, wat sal jy doen wanneer jy 'n pastor is wat by 'n bediening sit en hy of sy voel, where are the young people, where are the youth, hoekom stel hulle nie belang nie? Wat is daar wat hulle kan doen om 'n bietjie dit, hoe kan ek nou sê, van te maak dat jong mense tuis kan voel, so te sê? As ek moet praat uit ervaring, Gooi. want 9 jaar nou al, jeugleier. Dis moeilik. As jy net val uit 'n boom nie. Jong mense is 'n ander tipe creature. Om wat so te sê. Jong mense snaaks bedoel ja, nee, glad nie snaaks bedoel nie. Jong mense soek daar moet van wees. Ja. Paulus noem die ding waar hy sê, vang hulle met lus. Yes. En het is belangrijk dat ons leierskap van vandag in een leierskappositie moet kyk wat het onze jong mense nodig? Wat trend daar buite? Yes. Vang hulle met lus. Because ek kan nie 'n metode gebruik nou in 2025 wat ons gebruik het in 1903 nie. Aha. Gaan nie werk. Yes. Ons is nodig om ons game op te step. Ons het nodig om jong mense met lus te vang. Ons het nodig om op hulle vlak te kom. As ons moet op hulle vlak kom, dan moet ons op hulle vlak kom. Maar ek kan nie met hoe die dinge gedoen was daar. En dit is ons 'n probleem waarmee ons sit in kerk in geheel. En ek praat nie net van een denominasie, ek praat van kerk in geheel. Kerke wat dit nie doen nie, pragtig, good shot. That's good. Maar die probleem wat ons baie keer het in ons typiese charismatiese Pinkstergemeentes is ons stagneer meer as wat ons vorentoe gaan. Ons
ons kyk nie na hoe kan ek die jong mense want daar's soveel jong mense. Yes. Daar's soveel as ek moet kyk na 'n denominasie wat ek nou aangewoond is. Jong mense wat by die huis sit. Sure. Gus. Wat kan daar wees? Maar hoekom wil hulle nie daar wees nie? Want daar word nie vir hulle gekyk nie. Daar word nie vir hulle gekyk nie. So dis belangrik. Kyk te vir hulle. Die jong mense gaan deur baie dinge. En dit gaan alles oor keuse. But guys, daar is sekere goedes wat met jou gebeur wat regtig buitekant jou beheer. Yes. Heeltemal. En hoe daai persoon sit daar by die huis. Ons noem dit die wisdom session. Ja. Hy sê sit by die huis en dis donker man. Oral waar hulle kyk is donker en daar's nie meer hoopie. Watter raad het jy vir so 'n persoon because you've been through a lot. En jy praat hier vandag om te boast en jy praat hier dat jy 'n boek het gelees het. You've experienced it yourself. Watter raad het jy daar vir so 'n persoon wat sê dat die tou is reg vir my, ek gaan of die pille is al uitgesit al, ek gaan of die persoon was al daal het al 3 keer die pille uitgepomp al. Watter raad het jy daar vir so 'n persoon man? Marshall, as ek gaan praat dan praat ek uit 'n plek uit waar van soveel ervaring. Goeie. Ek was al op 'n stadium in my lewe op 'n plek waar baie van ons jong mense hulle self bevind. Okay. In 'n donker gat waar jy voel nee man. It's better to end things now. Sure, Gus. Of ons jong mense voel ek is nie goed genoeg nie. Aha, yes. Of hulle voel in 'n mate ek is nou moeg gekompeteer. Because ek moet nou myself sodat ek nou kan lyk vir die mense ek is so reg. Maar hier binne is donker. Is donker. Maar as daar een ding is wat vir my gehelp het, Marshall. Vir die 3 jaar het ek gebly op Israel Botman. Okay. Op ding. So jy's alleen in jou kamer en daar's sommer net daar wat jy voel jy wil nie opstaan nie. Okay. Because werk is te veel en dinge raak vir jou moeilik en jy due dates en alles en kerk en is jeug en is 'n worship team en is alles en dinge raak dan net te veel. En as daar wat jy net voel jy staan nie nou op nie. Sure. Jy gaan lê daar tot dit nag raak en dan slaap jy weer en jy staan nie op. Daar's baie daar waar ek so gevoel het. Okay. Maar ek moes myself op die einde van die dag laat opstaan. Ek moes tot myself kom en vir myself sê, kyk jy, Gershon, die lewe gaan aan. Aha. Die lewe gaan aan. Môre is 'n nuwe dag. Yes. Joy comes in the morning. Dankie. Dit mag dalk nou lyk asof jou rug is teen die muur. En lewe op 'n next level nou. En dit voel vir jou soos die einde. Môre gaan die son weer skyn. Yes. En dit is een ding wat ek vir myself gesê het. Môre gaan die son weer skyn. En môre is 'n geleentheid om beter te doen. Môre is 'n geleentheid om beter te wees. Verseker. Môre is 'n geleentheid om 'n beter keuse te maak. Soos jy genoem het, ons is waar ons is deur ons keuses wat ons maak in die lewe. So jy mag dalk 'n keuse gemaak het gister wat dinge vir jou heeltemal omgekrap het. Verseker. Maar môre is 'n nuwe dag. Môre is 'n splinter nuwe dag waar jy nog 'n geleentheid geskep word om 'n beter keuse te maak. Sure. Om weer op te staan. Om die stof van jou voete af te skud en vir jouself te sê, self, ek gaan dit maak. Die probleem wat ons jong mense het, ons glo nie in onsself nie. Sure. En jy het nodig om in jouself te glo. Om deur hierdie lewe te gaan en seker te maak jy survive. Yes. Het jy nodig om in jouself te glo? Sure. Jy het regtig nodig om in jouself te glo, kos jy kan nie deur hierdie lewe gaan en nie in jouself glo nie, want as jy vir niks gaan staan, gaan jy vir alles val. Dankie.
So jy het nodig om vir iets te staan en jouself te glo en sê, but I can make it. Yes. Ek kan dit maak. Ek is in staat om dit te doen deur Christus wat my die krag gee. There's a lot of noises Yes. in ons gemeenskap, in ons families. Soms jou eie noises wat jou die mekaar maak. Yes. Wat ons jong mense heeltemal die rail van hulle purpose in hierdie lewe. En ek wil dit basies tong in die kies sê. Dit gebeur met ons almal. Dankie. Dit gebeur met ons. Niemand is perfek nie. Maar die belangrikste is, jy het nodig om op te staan. En jy het nodig om weer te hardloop. Jy het nodig om op te staan en weer die lewe anders in die oë te kyk. Because jou manier van na die lewe kyk, gaan jou op die einde van die dag shape die persoon wie jy gaan word of wie jy is. Gus, dankie vir daai wisdom man. Groot plesier. En ek glo aan dat die jong mense gaan definitief baat vind uit daai wyse woorde van jou uit. Jy's in die worship team. Waar kom daai sing storie uit? Kyk maar, ek is 'n verskriklike voorbarige mens. Dan kom dit jou mond uit, nee. Kyk, ek kan nie in 'n vertrek instap en sien dat of mense sukkel. Ja. Of daar's 'n gap vir my waar ek kan voor gaan staan. Baie keer in whatsoever setting waar jy in is, kan mens soms in 'n setting instap en jy sien die leemte. Jy weet jy sal hy leemte kan vul, maar jy's vermaak reg. Yes. So, toe ek in Loetswil was, het ek gesing in die worship team. Vir baie jare. So van kleins af. Toe ek in Wellington kom, toe ek gesing in die worship team. Toe ek Stellenbosch toe kom, toe ek gekom sing in die worship team. Yes. So ek sing nou al in worship teams. En ek geniet dit verskriklik. Dit is een van die goed wat vir my op die einde van die dag seint hou. Ek sal 'n lied begin sing of ek sal net begin worship. Of ek gaan stap Koetsenburg en dan begin sing ek net. Ek sit my earphones in my ore en ek aanbid net die Here. Dit maak my kalm, dit maak my rustig. Nice. God praat so met my persoonlik. Regtig, daar's dit 'n ander tipe encounter wat ek het met die Here wanneer ek sing en wanneer ek myself oorgee. So dis ek wil nie sê dis 'n hobby nie, want dis nie 'n hobby nie. Ek geniet dit. Gus, jy mense iets profound. Jy sê jy gaan Koetsenburg toe, mountain toe met jou earphones op. Is dit belangrik dat ons moet escape? Ja, definitief. Kyk, jy kan so kort opraak in dit wat rondom jou aangaan en jy kan jouself verloor in daai area waar jy jouself bevind. Soos ek net genoem met al die noises en goede wat gebeur. Is belangrik om net so 'n bietjie te escape van daai, om perspektief te kry weer, om weer te hoor wat is die Here se plan vir my lewe, of jy moet op 'n van die dag as jy escape vir jouself by jouself kom en 'n bietjie jouself ondersoek en vir jouself vra, okay, waar is ek nou in die lewe? Wat het ek gedoen wat die Here miskien nie van hou nie, of wat het ek miskien gesê wat die mense rondom my nie van gehou het nie? Het ek nodig om terug te gaan en gaan vergifnis vra, of wat moet ek doen? Soms moet ons tot by onsself kom en net met onsself 'n conversation hê. So dit is een van die goed wat ek baie lief is vir. Ja, en is iets goed dat mense nou en dan net so daai break kry. Ja, definitief. Jy het dit nodig. Ja. Dit mag miskien vir jou so voel, ag ek slaap net Definitief. Gaan doen dit iets daarvan. Gus, die laaste question. Is daar hoop vir ons jong mense? Marshall, terwyl daar nog lewe is, is daar hoop. Nice. Terwyl daar lewe is, terwyl daar nog asem in jou longe is, terwyl jy nog kan loop, kan sien, kan voel, kan hoor, jou ledemate gebruik, daar's hoop. Definitief. Sure. Daar's hoop. Daar hoor julle, daar is hoop. En Gus, ek wil vir jou baie dankie sê weer eens vir dat jy jou tyd uitgekoop het om hier te kan wees. Is vir ons 'n eer om vir jou vandag hier te hê.
Ek wil ook vir jou dankie sê man dat jy nie opgee. Ja. Wherever jy is, maak jy dinge laat werk en mense feed van jou energy af. Hier soms sal hulle nie verstaan, Ja, maar jy ja. laat dit hy vir jou afskrik. Nooit. You just focus on the target. En ek glo daaraan. Ek glo daaraan. Jou ma is baie trots op jou. Is daar iets wat jy vir haar wil sê? Dalk kyk sy na hierdie video. Ja, baie dankie my ma. Ek dink mense sal nie verstaan die appreciation wat ek het vir my ma en ook vir my grootmaakma. Yes. En hulle altyd het nog die voorreg om vir my te sien groei in die lewe en gesien het groei. So ek waardeer dit regtig en ja, is wonderlik. Nice man. Sal jy eendag gaan aftree in Loetsville? Daai is 'n tricky vraag. Daai is 'n tricky vraag my broer. Op hierdie stadium nee, maar dit kan miskien verander in die toekoms. Dit kan. Kyk, hulle sê mos die oomblik as die akker op jou kop geval het in Stellenbosch. Moeilik. Nee, kyk, is moeilik. Nee, die akker het geval. Kus, ek vra vir die vader, ek moet vir jou, en weet jy wat, nee? Wanneer ek met mense sit wat, en ek spreek nie neer op ander mense, mense wat hulle passie uitleef vir ministry. En ek voel baie intimidated wanneer ek die brood moet gee. Ja. Right? Ja. Maar dan kom my confidence, want ek kan nie die ding op my eie doen nie, Yes. waar Jesus vir homself vir die disippels sê, met confidence, met volle geloof, dat hierdie brood is genoeg. Zeker. En dat even oorgebly het. Yes. En dit kom by my op, oor, wat ek kan net hier my notes kry, daar sy, dat, het kom met Genesis 39 uit, en ek gaan gou deur dit lees. Laat ek net gou hier so die ouetjie kry. Sy 39 en dan ja, van vers 2, 3 en dan gaan ek die res ook aanlees. En ons begin by vers 2. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, vir Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag. Right? En ons gaan lees toe verder, dis vers 21 en 23. Kom ons gaan gou daarna toe. Was die Here by hom en hy het Josef se troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Vers 22. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en wat van hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik. En Josef kom uit die sens van dat hy so verwerp gewees het, verwerp van familie, verwerp van gemeenskap, verwerp van wherever hy beweeg het. But he kept his eye on the prize. En die vers wat elke keer uitstaan, het Genesis 39, is dat omdat hy vir Jesus by hom gehad het, was alles wat hy aangeraak het, was prosper. Gus, jy was daar, jy het dit kom mensen. Jy was in pleegouers gesorg en hy verwerp en hy unworthiness kom by jou op en jy het vastgehou aan die prys dat something is about to give you. En vandag sit jy hier as alles wat jy al aangeraak het, Loetsville se jeug, Wellington se jeug, huidiglik hier in Kloetiswil se jeug, prosper raak. En ek wil hê, jy weet het, jy ervaar het, en ek wil hê, jy moet het eet, slaap, drink, dat you let things prosper. Dat baie jong mense kyk op na jou, baie jong mense wat in sak en as gewees het gevoel dat, hier gee ek op. But since they come in the midst of you, because you move with Jesus, het hulle vir Jesus ervaar by jou in. En met hy selfvertroue het jy die hoop in hulle kom kweek, om te sê dat it's all about Jesus.
En jy het dit aangehaal telke male hierso. Jy het gesê is all about Jesus, all about Jesus. En vandag se lewe kan ons nie sonder Jesus. Ons kan niks sonder Jesus doen nie. En Gus, met whatever jy gaan aanpak, sterkte. Baie dankie. Jy is besig met baie projekte, sterkte in jou pastorskap, is 'n nuwe journey. Ek glo aan jy is verskriklik excited. Weer eens, jy gaan dit laat prosper. Gus, net 'n laaste ding. Mense gaan na hierdie video kyk en hulle gaan dink, "Joh, ons sal like om hierdie ou by die skool te nooi, ons sal like om hierdie ou by 'n seminar, 'n workshop te nooi." As jy available, kan die mense vir jou nooi. Ja. Ek sit jou 'n bietjie op die spot, jammer maar. Ja, nee definitief. Ek werk huidiglik vir die VCSV waar ons in skole werk en ek is die bedieningskoördineerder van die Weskaap. Nice. So ek doen die hele Weskaap en ek gaan by skole om en ek bedien en ek praat en ek doen sessies. So ja, ek is available, broer. As dit kom by die werk van die Here, as dit kom by jong mense, weier ek om terug te staan. Ek het 'n tipe boldness wanneer dit kom oor jong mense en die werk van die Here. So ek laat my nie gou vinnig afsit of terug laat trek as dit kom by die werk van die Here en so nie. So ek is meer as beskikbaar. Ja. Nee, en daar hoor jy dat julle Gus, die social media gaan ek hier op post as links. Mense kan daar gaan kyk en al jou informasies in jou bio in. So hier's available. Hy stel homself beskikbaar. Waar ook Gus, ek weet julle werk met skole. Daar is dalk 'n ouer. Ja. En hulle het raad nodig. They can also counsel sessions whenever. Definitief. Ek weet dit is baie op jou plate, maar if it's God ordained, dan sal hy 'n plan maak. Definitief. Gus, jy is hier by AGS Kloetisville Jeug. Yes. Jeugtye, hoe werk dit? Daar's 'n jong man, 'n jong dame wat nog gaan kyk na hierdie video. Wat kan hulle maak? Hoe kom? Okay. Ja, ons het Vrydag aan ons nou besluit ons gaan so 'n bietjie vroeër begin, soos begin 6:30. Elke Vrydag aan dit ons jeug. So julle is meer as welkom. Ons jeugmaand is jam-packed. Ons het elke Sondagoggend het ons 'n gasprediker. Ons het elke Vrydag aand het ons jeug. En dan het ons 'n midweek einde June waar ons gewoonlik die eerste aand het ons on the couch waar ons gesels met verskillende rolmodelle, professors, pastore, onderwysers, social workers, kry ons in en ons gesels 'n bietjie met hulle om ons jong mense te encourage. Dan die donderdag aand het ons ook iets aan en dat ons die Vrydag aand gewoonlik het ons af met 'n youth bash of 'n praise and worship. So julle is meer as welkom om te kom. Die deure is oop. Nice. Ek en dit is wat ek vir my jeugraad gesê het. June maand is 'n maand waar ons 'n environment gaan skep vir alle tipe jong mense. Almal. Dit maak nie saak of jy nou nie die Here ken nie of jy die Here ken, jy's meer as welkom. Of jy nou van die agterverblewenes is of jy nou voor is, jy's meer as welkom. Ons wil jou daar hê. So die invite is vir almal uit daar buitekant. Jy hoef nie net deel te wees van AGS. Nee, glad nie. So is open daar. Ons het nie verskonings nie. Kom ons gaan join die movement. Kom ons gaan uit hierdie donker wêreld waar ons huidigelik gebroke wêreld waar ons nou in is. Ons almal het dit gesê. Yes. Daar is hoop, daar is iets wat vir jou gaan laat voel dat jy belong hierso. Daar's iets wat vir jou gaan voel dat jy's worthy, die Engelse woord, en jy maak saak. Definitief. Vir wherever ons is. So Gus, sterkte met hierdie ook projek wat julle nou aanpak vir jeugmaand. Sterkte ook vir enige ander planne. Ek wil vir jou ma props gee. Ek wil vir wat noem jy tannie daar? Titi. Jou handewerk spreek boekdele oor hoe jy nie teruggestaan het om vir Gus te laat glo dat it's only Jesus. En ek glo aan jy smile van oor tot oor met hierdie jong man wat hy doen in sy lewe en dat hy daai boldness het om hy was 'n runner op skool. Ja, nee. En ek sien hy hardloop ook met die fakkel vir die gemeenskappe man en you've been placed
in heavenly places to make sure that who comes in you must experience heaven on earth. So Gus, baie dankie. Gaan in vrede in. Dankie my broer. En geniet elke sekonde man met waarmee jy besig is. En weer eens baie dankie. Dis Gus ons eerste guest vir die Buldes vir die maand van jeug. Die mense wat se hart klop vir die jeug, hulle gee om vir die jeug, hulle is bereid om 'n pad te stap met die jeug en ons glo die Vader is besig met massiewe dinge in hierdie jong mense se lewe wat hier kom sit om dit 'n bietjie te gaan deel. Hulle kan dit nie vir hulle self hou nie. It's too big. Yes. Definitief. So ja, Gus, baie dankie weer eens. Signing out, Wisdom of Solomon, weer eens. Dankie Gus. Dankie. Nee, baie dankie aan jou ook, Marshall. Dankie vir die geleentheid. Dankie vir die voorreg. En ek bid ook die seën van die Here op dit wat jy doen. Okay. En mag dit wat jy doen van krag tot krag sal gaan en die verskil wat jy ook maak in jong mense se lewe. Baie dankie. Ek waardeer dit hoor. Dankie Gus man. Daar sit julle Gus man. Soos hy gesê het, hier's available. Gaan check sy social media platforms. Ons gaan die links hierby add. Julle sal al die inligting daar kry. Gaan kyk waarmee hy besig is. Kyk die wonderlike werk wat hy doen. En so word julle ook daardeur geïnspireer. Yes. So ja, julle laat dit goed gaan. Ons gesels weer. Gus, is dit geniet? Dankie my broer. Baie dankie regtig. Dit was man.